Baie welkom by ons bidtuurgeleentheid en ons praat vanaand in hierdie reeks van ons oor die Here se plan met 'n mens se lewe. Hoe dat die Here Farao se droom aan Josef openbaar. Ons skrifgedeelte kom uit Genesis 41. Nou, van die einde van hoofstuk 37 af, het ons die afwaartse traject van Josef gesien, dat hy uit 'n baie moeilike gesinssituasie gekom het. Hy was die gunsteling seun van sy pa. Hy het sy ma op 'n baie jong ouderdom verloor. Hy het vervreemd geraak van sy broers. Uiteindelik het sy broers hulle kans gekry en het hom as 'n slaaf verkoop. Hulle verwerping was deeglik en alles het reg geloop vir hulle. Toe Josef weer sien is hy in Egipte en ongelukkig het sy probleme nie toe opgehou nie. Jy weet hoe dat hy daar verwerp is, hoe hy uiteindelik in die tronk beland het, waar die Farao se amptenare ook beland het. Hulle het hom van hulle drome vertel en op 'n bonatuurlike manier het die Here vir Josef die inligting gegee oor wat dit beteken. Nou in vanaand se gedeelte gaan jy sien, kom daar 5 sake na vore. En ons gaan begin in vers 1 tot vers 8. 2 jaar later het die Farao 'n droom gehad. Hy het gedroom hy staan langs die Nyl. Uit die rivier kom daar toe 7 mooi vet koeie uit en hulle gaan wei in die vleigras. Na hulle kom daar toe 7 ander koeie uit die rivier uit. Hulle was lelik en maar het langs die ander koeie op die rivierwal gaan staan. Toe vreet die lelike maarkoeie die 7 mooi vetes op. Daarna die Farao wakker geskrik. Hy het weer in die slaap geraak en weer gedroom. Hy het gesien hoe 7 mooi vol are opskiet aan een stingel. Na hulle kom daar toe 7 skraalare uit wat verskroei is deur die oostewind. Die skraalare sluk toe die 7 vol vetare in. Daarna die Farao wakker geskrik, hy besef hy het gedroom. Die môre was die Farao onrustig oor die drome. Hy het al die waarsêers van Egipte, ook die raadgewers, almal laat roep en vir hulle sy droom vertel, maar niemand kon dit vir hom uitlê nie. Nou die prentjie wat hier van die Farao geskilder word, is dat hy as heerser van Egipte aangegryp word deur sy 2 drome. Maar hy is ook 'n stukkie humor hierin. Die Farao's was as gode beskou. Die mense het hulle aanbid. Maar 2 dinge staan nou uit. Die Farao word gesien as 'n god, maar hy weet nie wat die toekoms inhou nie. Hoe is dit moontlik? Hoe kan hy 'n god wees en nie weet wat môre gebeur nie? Hy word ook gesien as 'n god, maar hy het ander mense nodig om hom te vertel. Wat beteken dit wat by my gebeur het? Wat gaan in die toekoms gebeur? En al die slim mense van die Farao kan nie sy droom uitlê nie. En so skilder die Bybel vir ons 'n prentjie van die God van Egipte. Ja, hy word die Farao genoem, maar hy het geen idee wat in sy eie land waar hy regeer gaan gebeur nie. En die prentjie word die swakheid van die gode van hierdie eeu, van hierdie wêreld. En die Here maak ons gereed om te sien hoe dat hy met die gode van Egipte afreken. Hy openbaar hom as die God van Josef. Hy ken en hy openbaar dit wat gebeur. Die sleutelvers in hierdie gedeelte is natuurlik in vers 8. In die môre was hy onrustig. Hy was onrustig. En jy hoor die ooreenkoms in wat met Daniël daar in die ryk van Babel gebeur het. Dieselfde gebeurtenis. Die Farao in hierdie geval, sy gees was onrustig. Daarom laat hy die towenaars van Egipte en al sy wyse manne kom. Farao het vir hulle die drome vertel, maar daar was niemand wat dit vir hom kon uitlê nie. Net soos daar niemand in die tronk was wat die droom van die skinker en die bakkers kon uitlê nie. So was daar niemand in die hele Egipte wat hierdie drome kon uitlê nie. So word getoon dat die God van Egipte magteloos is om te weet wat die ware God besig was om te doen. Die Bybel wys vir ons een van die oogmerke van die Here was om deur Josef se lewe sy naam bekend te laat word. Maar hy gaan dit doen deur die gode van Egipte te verneder en vir Josef op te hef. Dan kom die tweede gedeelte vir ons hier na vore en ons sien dat dit daaroor gaan. Toe sê die hoof van die skinkers vir die Farao: "Vandag moet ek u herinner aan die verkeerde ding wat ek vroeër gedoen het. U het toe kwaad geword vir die dienaars, vir my en vir die hoof van die bakkers. U het ons laat opsluit in die tronk in die huis van die hoof van die leiwag. Daar het ons een en dieselfde nag 'n droom gehad. Elkeen sy eie droom met sy eie uitleg. Saam met ons was 'n Hebreëse jongman, 'n slaaf van die hoof van die leiwag. Ons het toe ons drome vir hom vertel. Hy het dit vir ons uitgelê. Hy het dit uitgelê volgens elkeen se droom. Soos hy dit vir ons uitgelê het dit daarna gebeur. Vir my het hy en my amp laat herstel en die bakker het hy laat ophang." So hier sien ons hoekom dit nodig was dat die skinker se pad met die van Josef moes kruis. Te midde van die krisis daar in die Farao se paleis, waar niemand vir hom 'n antwoord het nie, dan staan die hoofskinker op. Hy sê,
Ek moet nou iets vir die farao vertel wat ek liewer nie wil vertel nie. Ek was in die tronk, en terwyl ek daar was, het ek self 'n droom gehad, saam met die hoof van die bakkers. Daar was hierdie Hebreëse jongman, hy kon die droom uitlê. Miskien aangesien die wyse manne dit nou nie kan doen nie, is daardie man dalk nog steeds in die tronk. En miskien kan ons hom bring, want hy was wonderlik. Hy kon elkeen van ons drome interpreteer en alles wat hy gesê het waar geword. En as farao dit hoor, dan mors hy nie tyd nie. Hy laat haal hom. Nou die sleutelvers hier is vers 12. Saam met ons was 'n Hebreëse jongman, 'n slaaf van die hoof van die leiwag. Ons drome vertel. Hy het dit vir ons uitgelê volgens elke een se droom. Uiteindelik word Josef onthou. En in hierdie afdeling begin God se plan vir Josef sin maak. Ons kon wonder, kom het die Here nie dit bietjie sagter vir Josef gemaak, na sy gunstige interpretasie van die droom van die skinker nie. Miskien het ons gehoop of verwag, dat die skinker sou teruggaan na die hof van die farao, en namens Josef, om uit die tronk uit probeer kry. Maar nou sien ons dat die Here 'n plan gehad het, dat hy Josef vir 'n tyd soos hierdie voorberei het, en so begin God se voorsienige plan ontvou. Weet jy die derde gedagte, wat ons dan in hierdie gedeelte kry ons in vers 15, vers 24. Die farao het vir Josef gesê, ek het 'n droom gehad. Daar was niemand wat dit kon uitlê nie. Toe het ek van jou gehoor, jy lê 'n droom uit as jy hom hoor. Josef het vir die farao gesê, nee ek nie. God gee die goeie antwoord vir u. Toe sê die farao vir Josef, in my droom het ek op die wal van die Nyl gestaan. Toe kom daar 7 mooi vet koeie uit die rivier uit, hulle gaan wei in die vlei gras. Na hulle kom daar toe 7 ander koeie uit die rivier uit, hulle was lelik en maar. Ek het nog nooit sulke lelike diere in Egipte gesien nie. Toe vreet die lelike maarkoeie die eerste 7 die vet is op. Nadat hulle ingesluk was, kon jy dit nie aan die mares merk nie. Hulle het nog net so sleg gelyk as aan die begin. Toe het ek wakker geskrik. Toe sê Josef vir die farao, het maar net een droom gehad. Wat God wil doen, het hy aan u meegedeel. So Josef word nou vir die farao gebring. Daar's 'n aantal dinge in hierdie gedeelte, wat die kenmerke dra van iemand wat die Egiptiese kultuur verstaan het. Jy lees byvoorbeeld, dat daar uit die Nyl uit 7 koeie opgekom het, glad en vet. Hulle het in die moerasgras gewei. Nou Egiptiese beeste was geneig om in die water van die Nyl in te loop, om hulle teen die vliee en die insekte en die hitte te beskerm. En dan stap hulle daar uit om in die moerasgras te wei. Dis 'n voorbeeld van iemand wat geweet het wat in Egipte gebeur. En jy weet dat Moses minstens 40 jaar daardeur gebring het. Daar's dan nog iets in hierdie gedeelte. Jy sien hier in vers 14, dat die farao het gestuur, hy het vir Josef geroep, en het hom haastig in die tronk gebring, maar het hom eers geskeer. Nou, as jy 'n verhaal oor die plan van die Here skryf, hoe hy vir Israel wil red, sal jy nou wil byvoeg, dat Josef eers geskeer is, voor hy na die farao toe gaan. Ons sou dit waarskynlik nie gedoen het nie, want die rede is, dat jy dit nie weet, dat die mense van Kana het baarde gedra. Maar die Egiptenare nie, hulle het hulle glad geskeer. Hulle het selfs die hare op hulle kop partykeer afgeskeer. Moses, wat hierdie gebruike van die Egiptenare ken, hy voeg hierdie nodige detail vir ons by. Maar as Josef dan voor die farao gebring word, en die farao sy droom aan hom vertel, dan sien ons hoe dat die Here aan hom bekend maak, dat hy die God is, wat deur Josef sy plan tot uitvoering bring. Kyk, as jy net weer na vers 15 en vers 24 lees, dan gaan jy sien, toe het ek van jou gehoor, jy lê 'n droom uit as jy hom hoor. En vers 24 sê vir ons, dit is so aangrypend, dis die Here wat hierdie antwoord vir 'n mens gee. Weet jy, ek het gehoor, sê die farao, dat jy dit kan uitlê. En dan sê hy vir die towenaars, daar's nie een van die towenaars wat my kan uitlê nie. So hier het jy die God van Egipte, wat voor die Hebreëse slaaf, 'n gevangene, 'n misdadiger staan, en sê, hierdie droom krap my om, niemand kan my help nie. En hier is die antwoord wat uit die mond van hierdie misdadiger kom, hier in vers 16. Josef het vir die farao gesê, nee ek nie, God gee die goeie antwoord vir u. Weet jy, in vers 24, staan toe ek vir die towenaars gesê het, daar's niemand wat het vir my kan uitlê nie, dan beteken dit, hy staan met sy hand in sy hare. Hy is die God in Egipte, maar niemand kan hom help nie. Hier is die antwoord wat die Here kan gee, nie jou towenaars nie. God is die openbaarder van die toekoms. God openbaar hom, sodat hy vir die farao kan sê wat sy plan is. Weet jy, ons gaan verder, as ons lees
in die volgende gedeelte, hier in vers 25 tot 28. Toe sê Josef vir die farao, het maar net een droom gehad. Wat God wil doen, het hy aan hom meegedeel. Die 7 mooi koeie is 7 jaar, en die 7 mooi are is 7 jaar. Dit is maar een en dieselfde droom. Die 7 maarjare, lelike koeie wat daarna uit die rivier gekom het, die 7 skraalare wat deur die oostewind verskroei is ook 7 jaar. 7 jaar hongersnood. Dit is wat ek bedoel het toe ek vir u gesê het, dat God u laat sien het, wat hy wil doen. Met ander woorde, hierdie 2 drome word nou verduidelik. Josef sê vir die farao, maar hy maak dit duidelik dat die Here hierdie drome gebruik, want hy is die een wat die toekoms bepaal. God weet nie net wat gaan gebeur nie, maar hy besluit wat gaan gebeur in die toekoms. Weet jy, hy is die bepalende faktor en hy laat vir farao dit nou sien. Hierdie man wat 'n god in Egipte is, God self openbaar dit aan hom. En jy sien die God van Egipte word al kleiner en kleiner. En die God van Josef word al meer en meer duidelik in sy heerlikheid. Josef beklemtoon dit. Eerstens, nadat hy die drome gehoor het, sê Josef, die drome is een. Hulle verwys na dieselfde saak. Die drome word om 'n spesifieke rede herhaal. Maar hulle wys aan dieselfde stel gebeure, en dan sê hy onmiddellik aan die einde van vers 25, God het vir farao gesê wat op die punt staan om te doen. Daarmee sien ons dat God oor sy skepping heers. Dat selfs Egipte deel van die plan van God van Josef is. Tensy farao die punt gemis het, gaan Josef dit ten minste nog een keer in vers 28 herhaal. Hy sê is dieselfde droom. God het vir farao gesê wat hy op die punt staan om te doen. So berei Josef vir farao voor om te verstaan dat dit God is wat oor die wêreld regeer. Is dit nie interessant dat Josef hierdie plan van God aanvanklik self baie sleg ervaar het? Alles was met 'n afwaartse spiraal in sy lewe. En nou het hy die geleentheid om vir die farao, die koning van Egipte, iets oor die plan en voorsienigheid van God te leer. Hy moet vir hom verduidelik wat hy self geleer het. God ken nie die toekoms nie. Hy openbaar dit. Hy beheer dit. En dan kom ons in die laaste plek by hierdie pragtige paar woorde, vers 32 en vers 33. Ons sien hoe dat die Here hierdie plan van hom na vore laat kom. Farao, die God wat so belangrik was voor die drome, word nou raad gegee deur die Hebreëse slaaf. Die sleutelverse is vers 32 en 33. Die drome 2 keer na hy toe gekom, omdat die saak vasstaan by God. Hy sal dit binnekort uitvoer. Ek beveel aan dat jy 'n verstandige en wyse man kies, en hom in beheer plaas van die hele Egipte. Die farao moet dit doen. Jy moet beamptes vir die hele land aanstel, en die land tydens sy 7 jaar van oorvloed behoorlik organiseer. So hierdie droom word 2 keer herhaal. Dit beteken die saak is deur God bepaal. God gaan dit laat gebeur. Laat farao nou soek na 'n man met wysheid, hom oor Egipte aanstel. Want dit is wat God gaan doen. Daar gaan 7 jare van oorvloed wees, dan 7 jare van hongersnood. Daarom moet ons nou in die werk spring. Weer moet jy raak sien, dat as die Here sy plan na vore bring, dan beteken dit nie 'n mens het nie verantwoordelikheid nie. As hy werk, maak hy van my sy medewerker. Josef sê, dit is wat God gaan doen, en dit is wat ons nou in reaksie moet doen. God se openbaring vereis altyd 'n reaksie. Josef gee 'n plan vir die farao, sodat hulle in pas kan wees met wat God in Egipte gaan doen. Hy sê dat hulle gereed sal wees vir die jare van hongersnood. Ek het gesê, een van die wonderlike dinge oor Josef, is dat hy self in die tronk was, as toe hy voor die farao gestaan het. En hier sien jy dit weer. Hy sê, God het vir ons gewys wat hy gaan doen, en nou moet ons besig raak. En hier is wat ons moet doen. Ons moet dit en dit en dit doen. Wie Psalm 105 vers 19 sê, nadat Josef die toets deurstaan het, het God hom uit die gevangenis laat kom. Josef was nou gereed om aan te beweeg uit die vernedering, en God sou hom verhoog. Is dit nie interessant dat die draaipunt kom as hy God se woord deel nie? Hy self op die laagste plek in sy lewe. Hy is iemand met niks. Hy kom uit die gevangenis. Hy moet voor die belangrikste persoon in Egipte gaan staan. Jy onthou mos dat Jesus gesê het, wie eerste sal laaste wees, en wie laaste is eerste. Kom ons kyk na ons gebedsonderwerpe. Kom ons dank die Here dat hy in beheer is, en sy wil sal geskied. Kom ons dank hom vir die goeie reën. Ons bid vir die gevolge in die afloop van die G20 beraad in ons land. Ons bid vir Sekunda, vir dienslewering. Ons bid vir hulle wat eksamens skryf.
Ons bid vir die owerheid, dat ons 'n rustige lewe mag hê. Ons bid vir onderskeiding rondom finansies met al die Black Friday aanbiedings. Kom ons bid vir oorloggetuisterde gebiede. Ons bid dat die Here ons sal beskerm teen onverantwoordelikheid. Ons bid vir huisgesinne wat gereed maak om ook op verlof te gaan. Baie dankie dat jy saam met ons bid.